Ons is nou by vers 11. Gee ons vandag ons daaglikse brood. So, en ons dit bid, ons bid ons, hy is in die hemel, hy is ons Vader. Hy is die een wat sy wil kan laat geskied. Hy is die een wat regeer allerlei dinge om erken. Nou erken ons hom as voorsiener. Hy is die groot voorsiener. Maar saam met dit onthou, so hierdie voorsiener staan lynreg teenoor ons kan self. Ons is afhanklik, ons is sy kinders, hy is een wat gee. Maar nog steeds, as ons gaan kyk in Exodus, dan sien ons hy het manna gegee. Maar hulle moes gaan optel. As ons gaan kyk, baie mooi spreekwoord in die Afrikaanse taal is, in die plattelandse koei gee nie melk nie. En wanneer God gee die koei en hy voorsien die melk by die koei, maar ons moet dit gaan haal. So, dit sê nie ons moet nou lui wees en niks doen nie, maar dit sê net ons glo in hom as voorsiener. Ons glo hy is die een wat ons as lei, soos as ons gaan kyk, Psalm 23, wat almal ken, ons glo hy is die goeie herder. En waarna lei ons? Hy lei ons na weivelde toe. Ons moet sy stem volg, ons moet agter hom aanloop. Hy is die ene wat ons daarna toe lei, so God as voorsiener. En vandag, het is 'n mooi geloofsbelijdenis. Ons glo God gaan voorsien in wat nou nodig is, sodat ons hom kan dien. Verder, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ander vertaling het dit as sonde, maar die regte woordjie is skuld daar. So John Piper sê dit so mooi, hy sê as skuldvergifnis vir jou mooi is, as jy weet hoe groot is jou skuldlas teenoor God, en skuldvergifnis is iets moois, dan gaan dit vir jou makliker wees om ook te vergewe. So wat jy eintlik vir God vra is, doen die mooi vir my, soos wat ek aan ander doen. En selfs dit is net genade van God, of selfs dit kan ons net doen, deur hy, wat vir ons krag, hy as Vader, hy as koning, hy as regeerder. En Tim Keller sê hierso, aansluiting by Piper, sê hy, ons sonde is groter as wat ons dink, maar God se genade is nog groter as ons sonde. So, hier is 'n erkenning van ons swakheid, erkenning van ons skuldlas, erkenning van wie ons is, en 'n uitvloeisel dan van dit is, ek kan vergewe. Met die sê, en katekismes is pragtig, gaan lees bietjie die katekismes oor hierdie gedeelte, as jy twyfel, maar onthou, ons kan nie deur werke gered word nie, ons word gered deur genade. So as ons sukkel om te vergewe, gaan dit nie maak, dis nie die rede hoekom ons in die hemel kom, maar wanneer ons weet ons het vergifnis ontvang, gaan ons nie anders kan as om te vergewe. So jy word nie gered omdat jy vergewe nie. Jy vergewe omdat jy vergewe is.
Is dit nie pragtig nie? Okay, en dan verder aan, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, is weer, ek wil weer ons met Psalm 23 hier in gedagte hou. Hy is ons herder, hy lei ons, hy is een wat voorloop. John Piper sê so mooi, so sê hy, die duiwel versoek ons en God toets ons. Met dieselfde ding. So wanneer ons bid, Here, herder, Vader, lei ons nie in die versoeking nie, dan sê ons dat die Here lei ons om nie Satan se pad te kies nie. Ons wil nie Satan kies nie, maar ons wil U kies. Ons wil geluk kies. Ons wil koninkryk kies. Ons wil U kies. Ons wil kies wanneer dit swaar gaan om U te vertrou. Ons wil vertrou. Wanneer dit goed gaan, wil ons sê U moet ons hoop wees. En hoogste genot. Wil U dien met alles. Jy sien, swaar is 'n versoeking van Satan wat sê, jy kan God nie vertrou nie. Maar swaar is 'n toets wat ons kan weerstaan en sê, maar ek kies om God te vertrou. En dan soos Josef, so mooi te sê, God het my vooruit gestuur om lewens te red. Paulus sê dieselfde. Paulus sê, God laat alle dinge te goeie meewerk na sy voorneme geroep is. So wanneer hy sê, verlos ons van die bose, bedoel hy net dit. Kom ons bid saam. Here, ons is swak, ons is sondig. Ons bid, Here, vergewe ons, soos ons vergewe. Help ons om te sien dat dit mooi is. Lei ons nie in die versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose. Ons wil U dien, ons wil U loof, ons wil U prys. En dan kan ons kan weet, U is die een wat die swaar en seer in ons lewens. U is die een wat, wanneer ons nie dinge verstaan nie, maar wat dit in U diens kan stel en iets goeds kan maak daarvan. Here, ons loof U en ons prys U en ons dien U. Wees met ons nou, lei ons, Here. Gee ons vandag ons daaglikse brood en laat dit vir ons genoeg sal wees. U is groot, U is heilig, U is almagtig en ons loof U daarvoor. En ons wil net weer by U intree vir ons as gemeente. Gee dat ons sout sal wees. Gee dat ons lig sal wees. En help ons, Here. So bid vir Sondag, loop ons voor, berei ons harte voor, laat ons ore oop sal wees vir die woord. Spreek ten spyte van die swakheid van die prediker. Laat elke lied wat ons sing 'n loflied sal wees. Dat die woorde goed en aanneemlik vir U sal wees, Here. En ja, laat ons saam wees, ook vir U 'n glimlag op U gesig sit. U is ons God en ons loof U en ons prys U en ons dankie. In Jesus naam bid ons dit. Amen.